Goeienaand luisteraars, dis maandag aand en is tyd vir ons het koppel by mekaar. So hoop julle het 'n lekker week agter die rug of naweek agter die rug. Goeienaand aan my mede-aanbieder Dr. Sia Smit. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed met my man. Ek is mos altyd bly as dit lente begin word. Maar warm, dan beteken dit een van die dae het ons vakansie. Ja. En jy? Ag nee, dit gaan lekker. Ons het 'n lekker goeie week agter die rug. En ons gas wat ons hier het is deel van wat die afgelope week vir my besonders gemaak het. Vrydag was Loslitdag of in Engels bekend as Casual Day wat aangebied is deur Mhm. APD Associations for People with Disability en ons het saam met ons op die virtuele ateljee vir Erika de Tooy van Western Cape APD wie gas het die wetlike kwessies van persone met gestremthede is haar spesialiteit area. En goeienaand Erika, baie dankie dat jy tyd maak om met ons te gesels. Ag, dankie Hans, dis baie lekker. Baie dankie en hallo Tia. Ehm Hallo Erika. Erika, ons het nou so in die breek voor ons begin het gesels oor hoe het jou pad geloop saam met IPD? Hoe het jy by hulle beland in tot waar dit nou? Ek dink dit was in Engels is daar 'n woord serendipity Hmm, wat beteken dis soos 'n happy accident. En ek het werk gesoek en ek het hierdie advertensie in die koerant gesien en ek doen aansoek en toe kry ek dit en dit was die direkteur se PA daai jare en dit het ek 10 jaar gedoen en toe kom hierdie huidige pos van bewusmaking, sensitisering, voorspraak, toeganklikheid, dit het die vereniging geskep en ek het gesê asseblief ek wil dit doen. En dis hoe ek nou hier kom, maar ek dink dit was oor die jare 'n seëning want ek het gestremdheid in my familie. Ek het beroerte in my familie. So toe my ma haar beroerte kry, was ek in die regte plek om te weet wat om te doen, wie om hulp te vra en so aan. So ja, ek is nie spyt dat ek hier beland het nie. Dit is regtig 'n seëning. so, so dis is jy belang ja, ek luister na jou die woord serendipity. Ek sukkel om te sê, maar dis 'n pragtige woord. Jy sê 'n soort van 'n happy coincidence, né? Nee? Dis En dit reg. en dit was Ja. So ek het 29 toevallig my jaar passie terug. gekry. Ja. Toevallig, ja. Ja. Ehm in my familie, ek het 'n oom gehad wat 'n beroerte gekry het en in 'n rolstoel was, maar ek het eintlik min ja, met gestremdheid te doen gekry tot nou 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar gelede het ons by die siekeboeg, die Weermag siekeboeg waar ek werk, het ons 'n ondersteuningsgroep begin vir mense met spinaalkoord beserings en joe, ek is gekonfronteer met my eie ignorance like you won't believe it. Ek weet en net om byvoorbeeld 'n reistool in 'n motor te kry en die persoon wat in die reistool is in die motor en uit jy weet tot by ons ondersteuningsgroep en ook dan die Loslitdag die march wat nou deur Oudtshoorn se strate gehou is. Nou jy sien hoe die potholes in die pad 'n rolstoel kan nie daar deurry nie. Nee. Die sypaadjies wat nie 'n angle het nie. Die persoon kan dood eenvoudig net nie van en is lewensgevaarlik want jy kan val. En ja, so hierdie bewustmaking is ongelooflik belangrik. En as jy nie daarmee te doen kry nie dan is ons half ignorant, né? Ja, ag Absoluut, maar dis nie 'n slegte ding nie. Ons het iemand gehad wat met ons gewerk het wat gesê het hy blameer nie mense omdat hulle nie weet nie. Hy blameer mense dat hulle bly ignorant. As jy beter weet, moet jy beter doen.
En dis waaroor dit gaan. Ons besef ook as organisasie, mense besef nie hierdie goed nie, want jy's nie daarmee gekonfronteer in alledaagse lewe nie. So as jy daarmee te doen het, dan moet jy bereid wees om te leer en beter te doen. So dis waarmee ek werk, om mense op te lei oor gestremdheid. Dat hulle weet byvoorbeeld iemand in 'n rolstoel, die minste van sy probleme, en dit het ek al baie van mense in rolstoele gehoor, die minste van sy probleme is dat hy nie kan loop nie. En dit is tog wat ons as die gemeenskap dink, dit is die ergste wat met iemand kan gebeur. Daar's so baie ander dinge wat 'n impak het op die lewe. En ja, dit is my werk om dit vir mense uit te wys. Erika, ek het 'n bietjie ek is 'n fisioterapeut, so as ek dink aan die goedjies wat jy sê in APD, en ek het nou al 'n geskiedenis natuurlik om mense te help met met fisiese gestremdhede. Maar wanneer die publiek dink aan APD, dan dink hulle aan hulpmiddels. Is dit wat julle doen? Verskaf julle hulpmiddels? Jy weet, wat kan die publiek verwag in terme van hulpmiddels? Want as jy sê APD, dan dink mense, ek kan 'n rolstoel by hulle gaan kry, of ek kan 'n loopraam, of 'n wat ook al by hulle gaan kry. Is dit APD se funksie om byvoorbeeld hulpmiddels te voorsien aan die publiek? Ons hooffunksie is maatskaplike ontwikkeling. So dit is regtig om met die persoon en hulle familie te werk en te help en te ondersteun, sodat die persoon weer onafhanklik kan funksioneer. Dit kan beteken dat hulle ondersteuning bied in die verkryging van 'n rolstoel, maar ons het ongelukkig nie die befondsing om rolstoele te skenk nie. Dit word wel deur die staat gedoen, so ons sal byvoorbeeld vir 'n kliënt help om op die waglys te kom, om die assessering te doen. Daar kan ons help. Ons kan die persoon assesseer en sê, maar is 'n rolstoel die regte hulpmiddel vir het hy miskien net krikke nodig, en watter tipe rolstoel, want dit is nie 'n geval van een rolstoel is net so goed soos die ander. Dit moet regtig vir jou pas, dit moet jou omgewing pas, soos Hansie net nou gesê het, die potholes en goed in die pad kan 'n rolstoel nie deur nie, maar jy kry 'n rolstoelhuis, sy naam is 'n rough terrain, dis soos 'n 4x4 rolstoel, wat hulle ook baie kere in landelike gebiede uitgee. So woon die persoon in 'n informele nedersetting, of woon die persoon in 'n baksteenhuis. Dit moet alles in ag geneem word. En dit natuurlik is ook net vir rolstoelgebruikers. Daar is hordes ander tipe hulpmiddels. En ek dink nou aan mense met gehoorverlies, mense wat swaksiende is of heeltemal blind is. En dan daarbey saam met daardie hulpmiddels is daar goed in die gemeenskap wat kan gedoen word om te verseker dat daardie hulpmiddels werk. So dit help nie dat jy 'n rolstoel het nie, maar daar's geen opritte in jou huis nie, of in die poskantoor. Miskien is dit 'n slegte voorbeeld deesdae. Maar om in 'n winkel in te kom, om in die polisiestasie in te kom. By die SASSA kantoor, of by die kliniek. Ja. Of by die bank. Ja, as daar aankondigings is in waar ook al. Dit help nie as mense dit nie kan hoor nie, dit moet ook visueel wees. Ons nasionale raad, wie die eienaars is van Loslitag, is nou besig met 'n saak teen ICASA, omdat ons soek vir op nuusbulletins en goed soos die begrotingsrede, die State of the Nation, al daardie moet onderskrifte onder hê, en daar is nie. So ons het gevind dat mense met erge gehoorverlies, en dit sluit in die ouer mense wat ook sukkel om te hoor, het niks geweet van die president se aankondigings tydens die COVID-19 pandemie. So hulle het nie geweet hulle moet nie
buite in die straat te gaan loop nie en die mense word gearresteer en so daar was baie van daardie tipes misverstande, maar dis bloot omdat daar nie byskrifte of onderskrifte onderaan is. Dis ook nie die geval dat alle mense met gehoorverlies gebaretaal gebruik nie. Daar's miljoene wat nie gebaretaal gebruik nie. So dit Ja, is alles hulpmiddels wat in die gemeenskap gebruik kan word om die persoon se lewe ook te vermaklik en meer onafhanklik te maak. Ja, want Erika, ek sit en dink nou net, ek het toevallig hierdie week het ek 3 kliënte, dit was nou regtig vir my 'n odd iets, 3 kliënte wat gesê het hulle medikasie wat hulle gebruik het hulle doof gemaak. Hulle is nie van kinds daar af doof nie. Want ek vra toe die persoon sê ek moet harder praat, want die persoon kan nou nog 'n bietjie hoor, maar sy kan nie lippetaal nie, die lippe lees nie en Ja. kan nie gebaretaal lees. So dit is nog 'n area wat interessant is dat mense ja. Dit is ook Ja. een van die oorsake van gehoorverlies is Ja. medikasie. Veral Ja, ja. TB medikasie, maar daar's ook antibiotika en party chemoterapie wat 'n mens doof maak. En ons het ook al gesien waar ons kliënte vir die dokter sê, maar kan jy nie vir my iets anders gee asseblief, want ek kan voel my gehoor is besig om te verswak. En die dokter sê net, wil jy dood wees of wil jy doof wees? So ons vind dit nogals onsensitief, maar as ons dink van die dokter se kant af, sy werk is om jou lewe te red ten alle koste. So deel van hierdie werk is ook met die mediese personeel of paramedies soos jy nou, Tia, om daardie bewusmaking te skep dat dit gaan nie net oor die persoon op sigself nie, dit gaan oor sy omstandighede en hoe interact hy met sy medemens, sy familie, sy vriende, sy bure. Ja. So julle dienste wat julle lewer is omvattend, enige een met gestremdhede. So dit die fisiese gestremdheid is maar die persoon miskien in 'n rolstoel is net een gedeelte. Dis een gedeelte, ja. Kyk, in die Kaap self het ons een of twee takke wat net werk met persone met 'n fisiese gestremdheid. Omdat daar so baie mense, daar is mos meer van die bevolking in 'n stad as daar in 'n klein dorpie is. En daar is so baie mense met net 'n fisiese gestremdheid dat hulle daarop fokus. En ook omdat daar ander organisasies wat op die ander tipes gestremdhede fokus. Maar in 'n landelike area soos Oudtshoorn is dit nie so nie. Dieselfde hoeveelheid mense is oor 'n groot area versprei. En daar's ook nie altyd, ek meen daar is organisasies wat daar is, maar ons is definitief die grootste in die landelike areas. Maar ons werk saam met ander organisasies. So as ons byvoorbeeld 'n kliënt ontvang met autisme en die maatskaplike werkers is nie 100% seker van hoe om die kind te behandel of die persoon, dan skakel hulle vir die organisasie wat daarmee werk. So daar is so 'n tipe van 'n netwerk wat gebeur om mense te ondersteun. Maar ek dink ook oor die jare, omdat rolstoelgebruikers met wat klikke gebruik, looprame en die goed, dit is alles baie visueel. Iemand met 'n sigverlies of 'n gehoorverlies kan nie gewone ou in die straat nie maklik sien nie. Tensy hulle nou 'n wit kierie gebruik of 'n gidshond of regtig 'n groot gehoorapparaat. So dit is maar 'n geval van mense is geneig om te dink dat gestremdheid is gelyk aan rolstoel. So as jy byvoorbeeld na SASSA gaan en jy sê jy het erge gehoorverlies, jy kry nie werk nie, niemand wil jou werk gee, dan sê hulle vir jou jy is nie gestremd nie. Want hulle dink jy kan net nie hoor nie. Maar dit gaan oor hoe jy
in jou omgewing kan funksioneer. Um, Luisteraars, dis tyd vir 'n musiekbreek. Ons gaan luister na Destiny van Malaika. Na die breek gesels ons verder met Erika de Tooy van APD Western Cape. Ons gesels met Erika de Tooy van Association for People with Disabilities. En in die eerste segment, Erika, het jy gepraat van die minste van 'n persoon se probleme in 'n rolstoel is dat hy nie kan loop nie. En die wetgewing, hoe lyk die wetgewing om mense met gestremthede te ondersteun? Daar het ons 'n goeie wetgewing. Voor 1994 was daar niks nie. Niks wetgewing wat die regte van persone met gestremthede beskerm nie. Maar nou met die nuwe grondwet het ons in die hoofstuk 2 is die Bill of Rights. Daar is ook in, ek dink dit was 1997, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar ons kry toe PEPUDA, the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act. Ander wetgewing ook voor dit, Employment Equity Act en so aan. Maar die PEPUDA wil ek regtig uitlig, omdat dit al die ander wetgewing oorskry. En dit is baie pertinent gesê. Niemand, die staat of enige iemand mag glad nie teen iemand diskrimineer op die basis van 'n gestremdheid. En dit beteken nie net direk diskrimineer, dit beteken jy mag nie iets van die persoon af weghou wat sy lewe kan vermaklik. So jy mag nie, byvoorbeeld, ons sien ook baie in familiehuishoudings, dat die familie miskien nie die persoon se gestremdheid verstaan nie. Hy het miskien nodig dat iemand die rolstoel na sy bed toe bring, dat hy dit kan verplaas, maar die familielid sê nee, ek bring dit nie vir jou nie. Jy moet maar daar lê totdat ek reg is om vir jou te help, en dit mag jy nie doen nie. Erika, kan ek is hierdie ook byvoorbeeld as hulle vir die familielid weier om hulle badkamer toe te neem, soos jy moet maar eerder 'n doek gebruik. Sê byvoorbeeld die kliënt het blaasbeheer. Jy moet maar eerder 'n doek gebruik, want dit is makliker om jou so skoon te maak as om vir jou op 'n rolstoel te sit, toilet toe te vat, af te lei ensovoorts. Kan dit ook tel as diskriminasie? Ja, kyk, daar is situasies waar doeke die beste is vir almal. Dit is harde werk om iemand te versorg. Ek het dit vir 'n hele paar jaar met my ma gedoen en sy moes ook doeke dra. Mense se huise is ook nie regtig toeganklik altyd vir rolstoelgebruikers en badkamers veral nie. Tensy jy nou die geld het om jou badkamer weer te herontwerp en mooi toeganklik te maak. Maar dit gaan oor, jy mag nie, die persoon het tot ook 'n reg vir gesondheid, vir, wat is die woord? In Engels is dit dignity, om met menswaardigheid behandel te word. So, jy kan nie net die persoon in die bed los nie, dat hy die bed vuil maak. Dit is nie menswaardig nie. En ander goed, ek het nou genoem in die eerste segment oor die onderskrifte op televisie. Dit is teen die wet, want die wet sê, die mense met gestremthede het 'n reg op toegang tot kommunikasie, tot inligting. En deur dit te weier, is dit eintlik teen die wet. So dis baie meer omvattend as enige ander wetgewing. En dit is ook 'n wet wat ons kan gebruik, ons as die sektor, as persone met gestremthede, as ons kan gebruik om sake teen ander instansies te bring in die regstelsel.
as dit moet. Ek meen dit is ook nie iets wat ons sommer net wil doen nie. Ons probeer bewus maak, mense op te voed, dis hoe dit gebeur, maar daar kom 'n punt wat dit nie meer werk nie en jy's geforseer om iets meer regs gewys te doen daaromtrent. Erika, universal design, universele ontwerp is 'n grondbeginsel van die beleide en so. Praat met die luisteraars net 'n bietjie oor wat dit beteken asseblief. Ja, so 'n universele ontwerp, dit het nou bietjie van 'n buzzword geraak. So baie mense praat nou van universele ontwerp, maar hulle bedoel eintlik net rolstoel toeganklik. Maar universeel beteken almal. En dit is ook nie 'n konsep wat net aan persone met gestremthede behoort. Dit behoort aan die hele wêreld se bevolking. So dit sluit persone met gestremthede in, maar ook ouer mense wat chirurgie gehad het, wat miskien krikke gebruik, gipsbeen. Dit sluit in mammas met babatjies, met kinders, swanger vrouens wat miskien 'n groter spasie nodig het. Dit sluit in selfs mense, groter mense wat ook baie spasie nodig het. Mense wat bagasie het, so dit hoekom baie kere by lughawens is daar groot areas wat maklik is om te gebruik. En dit is omdat daar bagasie is met wiele. So vir rolstoelgebruikers is 'n lughawe wonderlik. En winkelsentrums, omdat daar die trollies wiele het. So ons doen dit vir die trollies en die bagasie, maar ons doen dit nie vir mense nie. Dit is ook vir sê nou maar mense wat goedere aflewer. Moet dit ook toeganklik wees as jy hierdie hele palet waterbottels moet by Checkers aflewer, moet dit toeganklik wees. So dit is regtig baie omvattend vir almal, nie net persone met gestremthede. En dit is die manier waarop ons universele toeganklikheid bereik, sonder dat ons weer terug moet gaan en iets toeganklik maak wat aanvanklik glad nie toeganklik was nie. So ons noem dit in Engels retrofitting. En dit is ook byvoorbeeld in plaaslike gemeenskappe ook, is daar baie ou geboue wat gebou is 50, 100 jaar terug voor hierdie wetgewing in plek gekom het. En jy mag van hulle mag jy nie struktureel verander nie. So dan moet 'n mens nou eers lekker kreatief raak en dit probeer toeganklik maak sonder om die struktuur te verander. En daar is maniere wat dit gedoen kan word, maar om almal gelukkig te hou, die ontwerper, die bouer, die heritage mense is nogal 'n ding, maar dit kan gedoen. Erika, en word geboue verplig om toeganklik te wees vir alle mense? Ek het self my kantoor in 'n historiese gebou en ek sit en dink nou net, ek vra nou al so lank, kan ons nie 'n huispak in die gebou sit nie? Niemand antwoord my regtig nie. Word geboue verplig om? Ja, die wet sê dit moet so wees. Publieke geboue, moet ek sê, nie privaat huise nie, hoef nie, maar publieke geboue moet toeganklik wees. Maar die implementering daarvan en die monitering daarvan word nie regtig gedoen nie. So ons wil graag hê byvoorbeeld by die ontwerpfase en die goedkeuring by die munisipaliteit, moet die munisipaliteitsbeamptes kyk na die toeganklikheid van die bouplanne voor hulle dit goedkeur. Maar dit gebeur nie. Hulle kyk na ander goed, veiligheid, brand, deure, sulke goed, maar hulle kyk nie na toeganklikheid. So dit is nog 'n groot
'n groot area wat ons aan aandag moet gee en regtig beamoen om reg te kry, maar ons kry 'n bietjie teenstryding Ja. van ja, bouers en so aan daaroor. Mm. Maar dit is in die wet. So dit is in die wet, Kan ek maar die wet word nie toegepas nie. mm. Ja. Kan ek 'n vraag? Ek wil nou weet, Ja. Erika, indien iemand voel dat hulle word gediskrimineer, daar word teen hulle gediskrimineer as gevolg van hulle gestremdheid, wat ook al die gestremdheid dan nou is, wat is die stappe wat so 'n tipe persoon kan neem? Dit hang af waar dit plaasvind. As dit in die Mm. werksverband plaasvind, dan moet die persoon na die HR mense toe gaan. Hulle is veronderstel om goed in plek te sit en dit te hanteer. As hulle nie weet hoe nie, dan kan hulle vir my bel en ek sal vir hulle sê Mm. hoe dit gedoen moet word. Baie kere wil mense in 'n werksverband glad nie hulle gestremdheid noem nie. Veral die wat nie Mm. gesien kan word nie, as die persoon sukkel om te hoor of as die persoon 'n Mm. geestesongesteldheid het, dan wil hulle dit nie noem nie, want hulle is bang juis vir daardie diskriminasie en victimisering. Hulle is bang hulle word nie bevorder nie en so in. So Mm. in 'n werksverband is dit so. In 'n skoolverband is dit bietjie moeiliker. Ek ken nogals baie onderwysers en ons het al hierdie gesprek gehad. Julle is veronderstel om kinders met gestremthede in die klas in te neem en ek het 'n oorvol gekry omdat die onderwysers voel hulle is nie opgelei daarvoor nie en dit hang ook af aan watter tipe gestremdheid die kind het. As die kind net in brail kan leer, dan is 'n gewone skool miskien nie die regte plek vir die kind nie. Maar as dit uitsluitlik mobiliteitsgestremdheid is, dan is dit nou nie 'n probleem nie. So ja, dit hang regtig af. As dit by die kerk is, ons het nou onlangs in Augustus so 'n sosiale media veldtog gedoen oor toeganklikheid van kerke. Omdat die laaste Sondag in Augustus gestremdheidssondag is. En dit is maar net onkunde. Dominees, die kerkraad, die ouderlinge besef nie wat gedoen kan word om mense binne in die kerk te kry en die kerk se aktiwiteite, nie net die gebou nie, maar die aktiwiteite. So dit gaan oor bewusmaking en dit is die mense, sportklubs, kerke, vrouerverenigings, daardie is die organisasies wat meer oop is vir luister. Dis wanneer jy kom by hierdie formele onderrigstelsels, universiteite, regeringsgeboue wat dit begin moeilik maak. Maar ek het ook al bietjie werk gedoen met body corporates waar 'n huurder sê maar hulle het nie toegang tot sê nou maar die swembad nie. Nou hoe gemaak nou? En ek meen ek dink daardie redelike akkommodasie is maar net 'n onderhandelingsproses tussen die persoon en die wat die mag het om dit te verander, of dit nou die werkgewer is of die eienaar van die woonstel of die kerkraad, wie ook al, is dit onderhandeling. En elke persoon is anders. So net om 'n oprit by 'n voordeur in te sit is nie genoeg nie. En 'n regte oprit, né, Erika, want ek dink dis my pet peeve. Dis my pa was ook vir 'n tydjie in 'n rolstoel. Dis my pet peeve. Daar is 'n oprit. Maar niemand kan die persoon by daai oprit werklik opstoot nie. Die persoon kan nie self opgaan nie, jy kan nie, want dit is te styl, né? Ja. Ek meen, ek het self gister by die Hooggeregshof by die trap afgeval en ek het 'n blinde kollega saam met my gehad, want jy kom uit die deur uit, dit lyk soos graniet trappe, daar's 'n redelike paar trappe af, maar dit is alles grys.
Daar's niks kontrasterende kleur nie. En ek kyk nou daar voor my en ek sien nou daar's die trappe en ek stap, maar hier is een trap. Net een. Bietjie van die deur af weg en voor die ander trappe. Een random trap wat daar is en ek sien hom nie. En daar ding is ek dan. My knie is nou so, ek kan my knie amper nie buig nie. Ek moet dit gaan sien. Maar so dis wat ek sê, universele toeganklikheid is vir almal. Dit is nie net vir persone met gestremthede nie. Trappe moet jy kan sien. As jy bo aan 'n stel trappe staan en jy kyk af en jy kan nie sien waar eindig die trap nie. En dit veral by lughawens en hotelle, het hulle hierdie verskriklike matte wat sulke geometriese patrone het. En kyk self, dis vir my amper nou 'n pret dan om te kyk, nou hoe lyk die trappe? En as daar nie handreëlings is nie, dan kan jy ook nie vir jouself stop nie. En daar gister by die hof was daar ook nie handreëlings nie. So ja, dit bewys my punt. Ek dink Erika, jy gaan 'n goeie legal span kan bymekaar sit. Maar luisteraars, ons gesels met Erika de Tooy van Wes-Kaap APD. Ons gaan net gou vinnig 'n musiekbreek en 'n advertensiebreek vat. Ons luister na Freshly Ground se Doobie-Doo. Kom terug na die breek. Goeienaand luisteraars, u luister na ons het koppel bymekaar. Ja, wat wen julle in hierdie bewusmaking? En nee. Daar is baie meer bewusmaking deesdae. Maar dit voel ook vir my hoe langer ek hierdie werk doen, hoe meer moet ek doen. So ja, daar's klein wensituasies. Maar daar is baie om te doen. Daar is nog verskriklik baie. As ons net dink aan mense se gesindheid. Daar's mense deesdae wat nog praat van krepeles. En dit het ons seker al 20 jaar terug opgehou om te gebruik, want is baie neerhalend. En ander terminologie. Die media byvoorbeeld is geneig om te sê die persoon is vasgekluister in hulle rolstoel. Maar dit is glad nie waar nie. Daar is nie 'n vasgekluister nie. Die persoon is nie vasgebind nie. En as daar so 'n gordel tipe ding is hierom, is dit net omdat die persoon nie self kan opsit nie, sy spiere hierso werk nie. En daar's ook baie ander goed wat die persoon buite hulle rolstoel doen. So dit is nie dat jy 24 ure 'n dag in jou rolstoel vasgekluister sit nie. Ek dink die publiek vergeet dat gestremdheid nie minder fisies is as wat dit geestelik is. Wat ek daarmee bedoel is, 'n mens kry soveel mense wat fisies enige ding kan doen, maar in hulle gedagtes of die manier hoe hulle dink oor hulle self is hulle vasgeklem of vasgevang. En hulle doen minder as die persoon wat 'n fisiese gestremdheid het. Nou kyk, dit is waar gestremdheid lê in die omgewing. En dit is die definisie van gestremdheid wat ons as organisasie gebruik kom uit die Wetskrif oor die regte van persone met gestremthede wat sê gestremdheid word in die samelewing opgelê teen persone met gestremthede. So die persoon kan een of ander beperking hê wat op 'n hoë vlak is, maar die gestremdheid is dit wat die gemeenskap aan die persoon doen. Met die aanhoudende bou van trappe met geen opritte, verhoed jy daardie persoon om in 'n winkel in te gaan, byvoorbeeld. En dit is wat hom strem, nie wat ook al die beperking is nie. Dit is waar gestremdheid. Ja. Erika, jy laat my nou sommer dink. Ek sit en dink nou net Hans, jy weet hierdie kontrakte. Ons sien so baie mense of ek sien baie mense wat byvoorbeeld by al hierdie leningsplekke is, né? En hulle kan dalk in hy leningsplek se gebou ingaan. Maar ek sit en dink daai kontrakte wat daai mense teken. Sommige mense, ek sukkel soms om hy fynskrif te lees.
En as jy nou praat van iemand wat dalk nie maklik kan sien nie, jy weet dat wat gebeur dan? Ek besef net Erika terwyl jy praat dat daar is soveel beperking vir mense. Dat dit nie net geboue is nie, maar daar's ook 'n dokumentasiebeperking byvoorbeeld vir mense. Jy het nou vroeër gesê mense wanneer die televisie aan is en daar is nie 'n onderskrif nie of daar's nie iemand wat gebaretaal praat nie, dat die persoon kan dit nie verstaan wat gesê word nie. Ja. Wat kan ons as mense want die wetskrif is een ding en wetgewing is een ding, maar wat kan ons wat die algehele publiek is doen om mense met beperkings of met gestremdhede om die lewe vir hulle 'n bietjie makliker te maak? Vir my is die goue reël altyd net om te vra. As jy sien iemand in die winkel soek iets of hulle probeer iets agter op 'n pakkie te lees, moenie net gryp en begin lees nie. Vra net, het jy hulp nodig? Baie keer sal die persoon sê ja of nee dankie, ek kan sien, as jy iemand in 'n rolstoel sien probeer by 'n oprit opkom, vra eers voor jy stoot. Ek ken iemand, hy is die voorsitter in ons tak hier in Stellenbosch naby die Kaap. En hy doen padrasies in sy rolstoel. So hy is fiks. Hy doen van. En hy was besig om by 'n oprit op te gaan, maar dit was bietjie te styl. Hy het gesukkel, maar hy was. En hy sê so hierdie vreemdeling kom agterop en begin net vir hom stoot. Nou, as jy by 'n oprit opgaan, dan sit jy jou gewig vorentoe, dat jy nie agteruit val nie. En so met die stoot, het hy amper uit sy rolstoel uitgeval. So dit is uiters gevaarlik om sommer net oor te neem en te gaan, Dit is, vra die persoon, dit lyk asof jy sukkel, het jy hulp nodig, kan ek jy bystaan, wat het jy nodig? Gewoonlik persone met gestremdhede wat in die samelewing is gemaklik om in die samelewing te wees. Hulle sal sê, dankie, dit sal baie help, of nee, dankie. Maar ek dink oor die algemeen, wil ek amper sê, probeer om jouself in daardie persoon se skoene te sit. Dis nie altyd maklik nie, omdat mense nie altyd bewus is van wat dit beteken. So daar is tye waar ons mense strem net met ons houdings. So byvoorbeeld, ek was 'n rukkie terug in 'n aanlyn vergadering met 'n regeringsdepartement saam met dieselfde blinde kollega wat saam met my gister was. En sy het 'n doktorsgraad in gestremdheid en rehabilitasiestudies by Stellenbosch Universiteit. En sy doen toe 'n voorlegging en die voorsitter sê iets soos, dit was nou 'n wonderlike voorlegging. En dit vir 'n blinde persoon. En ek dink, as ek haar gesig kon gesien het, want sy het 'n doktorsgraad gekry, en nou sê hy vir haar, jy praat nogals goed vir iemand wat blind is. En dis al wat hy weggeneem het van haar hele toespraak, is dat, sy praat mooi. En dit is vernederend. So om sulke opmerkings te maak, tas 'n mens se selfbeeld baie maklik aan. En mense sê vir my, oor die jare, dit is soos water van 'n een se rug af, maar dit maak tog seer. So ek dink ons moet, daar's goed wat ek verkeerd sê ook. As ek in 'n situasie kom wat ek nooit van tevore was nie, en dan na die tyd dink ek, ek moes nie dit gesê het nie. Maar weer eens, as jy beter weet, dan moet jy beter doen. So begin net dink. En ek meen, ons het ook 'n program by IPD wat ons noem Walk in My Wheels, waar jy iemand in 'n rolstoel sit
en sy daaglikse take doen. En ons het twee soortgelyke. Hear with my eyes and see with my ears. En dit is vir siggestremdheid en gehoorgestremdheid, waar ons vir jou 'n blinddoek gee en ons gee vir jou oorpleisties. En dit gee vir die persoon 'n klein bietjie van die ervaring van hoe is dit om so te lewe. En dit is nie om pity te skep nie, maar bietjie van 'n diepe besef te kom. Maar dit gaan nie net oor dat die persoon nie lekker kan sien nie, of nie lekker kan hoor nie. Daar's ander goed wat inkom. Waar word die persoon uitgesluit? You know? As ons hoor, deesdae baie van gidshonde wat glad nie in 'n restaurante toegelaat is nie. Hulle is veronderstel, maar weer eens, dis onkunde van die personeel. Maar as jy 'n gidshond nie toelaat nie, dan strem jy die persoon. Die persoon kan nie saam met sy familie 'n verjaarsdag vier, byvoorbeeld. Jy sal nooit vir iemand sê jou rolstoel kan nie inkom nie, want die wiele is vuil. So hoekom doen ons dit met 'n hond? Maar hulle verstaan ook nie, die hond is opgelei, die hond gaan nie deur die restaurant hardloop in sy hare en almal se kos afgooi. Hulle weet nie, maar deur daai hond weg te neem, ontneem jy die persoon van sy onafhanklikheid. En as jy sê nie, maar hoekom ek by my tafel? Nee, ek sal vir jou lei. Dan maak jy weer die persoon afhanklik van jou. So dit gaan oor onafhanklikheid. Hoe kan ons help om mense meer onafhanklik te wees? Dis nou 'n baie lang antwoord. Ek hoop dit het jou vraag beantwoord. Ja. Erika, en as die publiek nou hulp nodig het van 'n IPD in hulle omgewing en hulle word nie voldoende gehelp nie, daar's nog maar beperkings, want ek dink julle is ook mos maar afhanklik van befondsing en so voort. Wat kan jy doen as jy 'n persoon met 'n gestremdheid is of met 'n beperking is en IPD kan nie vir jou help nie? Wat is die volgende stap? Ek dink as die plaaslike IPD nie kan help nie, vir wat ook al 'n rede, is julle welkom om ons te kontak. So die Wes-Kaap Vereniging is die provinsiale vereniging. Ons het oorsig, supervisie en so aan met die takke, maar hulle bly autonoom. So hulle bestuursrade het nog steeds die finale sê. Maar ten opsigte van professionele dienste, kan julle maar ons toe kom as julle 'n probleem het met die plaaslike tak, kom na ons toe. Maar baie kere sal die tak byvoorbeeld sê, ons het nie die kundigheid hiervoor nie, gaan liewer na hierdie organisasie wat miskien spesifiek met daardie tipe toestand werk. En ja, ek meen daar is klein stukkies in die Kaap, Bredasdorp, Swellendam area wat nie regtig deur een van ons takke gedek is. En 'n paar ander sulke klein plekkies wat nie gedek is nie, en dit is 'n probleem, maar daar gebruik ons die departement gesondheid se distriksarbeidsterapeute en sulke goed, maar mense kan na ons toe kom, ja. Erika, dankie. Sê vir my, wat het julle nodig? Ek is die gemeenskap wat nou dalk vanaand na 1 FM luister en sê, luister, ek wil graag betrokke raak by IPD. Kan hulle, hoe werk dit? Jy moet maar na die plaaslike IPD toe gaan. Hulle het verskillende goed nodig, so dit hang ook af van wat hulle dienste is, waar hulle geleë is en watter hulpbronne daar is in die gemeenskap. Maar gaan eers na hulle toe. Daar is 'n lys op ons eie webtuiste met kontakbesonderhede. En vra net. Gewoonlik is daar aanvraag vir vrywilligers wat of in 'n kantoor kan werk of miskien met kinders se uitstappies kan help of miskien handewerk klasse aanbied vir mense om miskien 'n tuisnywerheid tipe ding te begin, wat ook al dit is.
vra eers daar en sien waar kan dit wat jy mee goed is vir hulle van waarde wees. Ook vrywilligers. Ons het mense gewoonlik nodig om op bestuursrade te dien in 'n vrywillige kapasiteit. En ja, dit is 'n groot manier waar mense kan ondersteuning bied. Ja, ons tyd is besig om uit te loop. Twee goed wat ek gaan onthou, Erika, van wat jy van gepraat het, is die een daai oor die feit die minste van my probleme is dat ek nie kan loop nie. Jy weet, ek is 'n fietsryer en heelwat van my vriende wat ernstige fietsryers was, het al groot ongelukke gehad en in die groep wat ons doen is daar mense wat in rolstoele sit wat ongelukkig gehad wat fietsryers was. So ek dink iets van dit kan ek wees hierdie wat nie nou meer by die poskantoor kan inkom nie of ek kan nie by die skool uitkom waar my kind is nie want dis nie rolstoelvriendelik nie. So dit is iets van en ignorance is a choice. Dis 'n keuse om oningelig te wees in hierdie tyd waar toegang tot inligting so maklik is. So ek dink dit is iets wat ons gemeenskap moet leer is moenie sê ek het nie geweet nie. Dis oor die algemeen kan ons uitvind. Sia, wat gaan jy onthou? Ek dink Erika vandag het jy net weer vir my herinner dat ons gestremdhede op mense met beperkings plaas, dat dit die publiek is die omgewing en dat ons dit meer toeganklik moet maak vir mense. Ek dink ek wil vir die publiek om jouself en iemand, so jy sê walk in my chair, see with my ears, listen with my eyes. Of ek weet, kan nie onthou hoe jy gesê het nie, maar plaas jouself net 'n bietjie in iemand anders se skoene. Ja, en die derde ding wat ek definitief wil beklemtoon wat jy gesê het is vra. Ja, vir my is dit die goue reël. Ja, vra net eers. Definitief. Ja. Die tyd het met ons uitgeloop. Baie dankie Erika vir jou deelname. Baie dankie. Baie dankie vir julle. Ons sterkte met julle belangrike werk. Ons speel uit. Baie dankie. Baie dankie. Dit was heerlik om te kuier. Miskien kan ons dit op 'n call weer doen. Asseblief. As ek weer in Oudtshoorn kom. Ja. Saam met jou in die ateljee. Baie mooi week vir die luisteraars en ons speel uit met Johnny Clegg en Savuka se Asimbu Nanga. See you new morning.